Dag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 15de Februarie 2026 en ons doen vandag die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Parel Hospitaal wat brand, 50 miljoen rand se skade is aangerig. Hooftrekke vir vandag: John Steenhuisen wil eerder minister as leier van die party wees. Parel Hospitaal wat brand, 50 miljoen rand se skade is aangerig. Weermag gaan bystaan om geweld te beheer in Wes-Kaap en in Gauteng. Protea dames in 'n T20 wedstryd beklink die reeks teen die Pakistanse dames. Zimbabwe wen Aussies in T20 wêreldbeker krieket toernooi. Suid-Afrikaanse Proteas wen Nieu-Seeland in T20 wêreldbeker wedstryd nou eerste in hulle groep. Die skade wat in die Parel Hospitaal nadat dit op 27 Januarie weens beweerde brandstigting vlamme gevat het, beloop nagenoeg 50 miljoen rand en herstelwerk sal omtrent 'n jaar duur. Die koerant het voorheen berig dat Morney Dampies, wat 35 jaar oud is, van brandstigting aangekla word. Dampies het die week sy borgtog aansoek in die Landdroshof in die Parel laat vaar. Die hele hospitaal is as voorsorgmaatreël ontruim. Niemand is beseer en geen sterftes is daar aangemeld nie. Omvattende skade is egter aan die buitepasiëntafdeling aangerig. Verskeie kontrakteurs is tans by die hospitaal vir herstelwerk besig. Dit sluit in verwerk, die verwydering van puin en die herstel van plafonne, beligting en dele van die ligversorgingsstelsel wat in die hospitaal se brand beskadig is. Die pogings het orde en funksie teruggebring na die gebiede in die buitepasiëntafdeling wat gemerk is vir hergebruik. Dit sal na verwagting 12 maande neem om alle herstelwerk te kan voltooi. Alle kliniese buitepasiëntdienste is reeds hervat as gesê. Die enigste dienste wat tans nie bedryf kan word nie, is audiologie, die departement van binnelandse sake vir geboorteregistrasies en die kafeteria. Die dienste sal na verwagting binne die volgende 2 weke hervat kan word. Dampies verskyn weer op 17 Maart in die plaaslike Landdroshof. John Steenhuisen vroeër die week met die koerante gesels oor sy toekomsplanne nadat hy vroeër die maand in Durban bevestig het dat hy in April op die party se verkiesingskonferensie herverkiesbaar gaan stel nie. Op die DA se Noordwes kieskonferensie het hy duidelik gemaak dat hy in April graag as minister van landbou wil aanbly, maar dat hy hom daarby sal berus as die nuwe leier van die DA anders sal besluit. Ek sal natuurlik graag wil aanbly en die werk voltooi wat ons begin het hy gesê. Ek dink dit sal baie sleg wees om nou terwyl ons in 'n kritieke fase is met die inwerkingstelling van die massa-inentingsprogram uit my rol verwyder te word, het hy aan die media gesê. Ek het ook 'n plig om te verseker dat mense nie optree op 'n manier wat die komitee in gedrang bring en of selfs die geringste sweem van 'n botsing van belange laat ontstaan nie, het Steenhuisen gesê. Hy sê ook die politieke partye in die regering van nasionale eenheid, die RNE, werk nou beter as van tevore saam. By die RNE aan te sluit, was die regte besluit, het hy gesê, en ek het geen spyt daaroor nie. Hy het uit die bloute langs hulle voertuig verskyn, en die volgende oomblik het die glasskerwe op hulle gespat, en 'n vuurwapen is in hulle gesigte gedruk. Volgens die polisie ondersoek hulle 'n saak van roof met 'n vuurwapen, en is 'n verdagte in hegtenis geneem, na hierdie voorval dinsdag omstreeks 1700 uur, op die hoek van Jakes Gerwel Rylaan en Gunner Circle in Bonteheuwel. Die polisiewoordvoerder het Vrydag gesê die verdagte het glo die ruit aan die bestuurderskant uitgeslaan, uit die insittendes met 'n vuurwapen gedreig en hulle besittings geëis, waarna hy weggehardloop het. Die man het Elise handsak en haar selfoon gegryp en weggehardloop. In haar handsak was onder meer haar beursie, ID, rybewys, bankkaarte en 'n sekere bedrag kontant. Elise vermoed die man het haar besittings en ook sy vuurwapen aan 'n medepligtige gegee, wat toe die polisie hom in hegtenis geneem het, was daar niks daarvan in sy besit gewees nie. Die medepligtige het sowat R1500 by 'n Spaza winkel bestee voordat Elise haar kaarte kon gestop het. Metropolisielede het hulle na die Pinelands polisiekantoor begelei waar hulle saak aanhangig gemaak het. Die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, die SANW, deur president Cyril Ramaphosa om bendegeweld in die Wes-Kaap en Gauteng te bekamp, is nie 'n oplossing nie. Ramaphosa het donderdag aand in sy staatsrede aangekondig dat die SANW saam met die polisie in die Wes-Kaap en Gauteng ontplooi sal word om bendegeweld te kan bekamp. Volgens hom is georganiseerde misdaad een van die grootste bedreigings vir Suid-Afrika se demokrasie. Hy het onder meer na bendegeweld, onwettige mynbou en die konstruksiemafia verwys. Die fisieke teenwoordigheid van soldate en polisielede is belangrik, maar dit moet gepaard gaan met 'n sosiologiese benadering om die maatskaplike oorsake
van dodelike geweld te verstaan. Dwelmhandel te tyd vereis ongekaapte misdaadintelligensie polisiebeamptes, ondersoekbeamptes, aanklaers, regsprekende beamptes, tronkbeamptes en skoolbeamptes. Guy Lamb, misdaad- en polisiekenner, verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, sê by navraag, die ontplooiing gaan deels daaroor dat die regering wys, hy probeer die situasie onder beheer te kry. Gordon Hill Lewis, burgemeester van die Kaapstadse Metro, het hierdie aankondiging verwelkom, asook die DA en die ANC in die Weskaap. 4 ruimtevaders, bekend as Crew 12, het van Cape Canaveral in die Amerikaanse deelstaat Florida op 'n SpaceX Falcon 9-4 pyl na die internasionale ruimtestasie, die IRS, vertrek. Die lansering is met 2 dae uitgestel weens slegte weerstoestande aan die Amerikaanse ooskus, maar alles het uiteindelik seepglad verloop. Die nuwe bemanning behoort vanmiddag by die IRS aan te kom, wat sowat 400 km bo die aarde wentel. Crew 12 gaan vir 8 maande op die IRS bly en verskeie wetenskaplike eksperimente uitvoer, onder meer navorsing oor hoe mikrogravitasie die menslike liggaam beïnvloed. Die IRS is al meer as 25 jaar aanlopend beman, maar sal na verwagting in 2030 uit diens gestel word en in die Stille Oseaan neerstort. Bevan van Drieton, vermeerderde moordenaar van die oudspeler Anneke van Heerden, wag op 'n bed in die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal. Sy is met verskeie beserings langs 'n motor glo van Drieton sin op 'n erf in die River Tides Private Estate in Keerboomstrand gebied gevind waar hy gewoon het. Paramedici het haar op die toneel doodverklaar. Die polisie wou nie die aard van haar beserings bekend gemaak het nie, maar na verneem word is Van Heerden glo van agteraf geslaan en haar gesig in die sand gedruk. Die Landdroshof in Plettenberg Baai het op 6 Februarie 'n aansoek van die staat toegestaan om van Drieton in die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal in Kaapstad te verwys, terwyl die beskuldige ook gesê het hy laat vaar sy borgtog aansoek. In gevolge die wet word 'n tydperk van 30 dae vir waarneming in Suid-Afrika toegelaat. Die saak kom op 6 Maart weer in die Landdroshof in Plettenberg Baai voor, want Drieton word in die Knysna gevangenis aangehou. Weskaapse Onderwysdepartement sê die jongste aansoek deur Wesley Newman, wat as hoof van die hoërskool Heathfield afgedank word, sal van die hand gewys word, omdat dit nie regstoetse sal deurstaan nie. Newman is aangekla van die nie-nakoming van departementele opdragte, onbeskoftheid teenoor die departementshoof, aanhitsing sosiale media inskrywings, die oortreding van sosiale media beleide en dat hy die departement deur media kommunikasie in oneer gebring het. Hangende die proses het Vernon Seymour, Newman se regsverteenwoordiger, Vrydag in die arbeidshof aangevoer, sy kliënt se reputasie word benadeel en buitengewone omstandighede bestaan om die afdoeningsbevel toe te staan. In repliek het die onderwysdepartement daarop gewys dat Newman as 'n wijkraadlid vir goed werk en meer as R500,000 per jaar verdien. Backing Close BKS is op 'n plaas in Mosselbaai gebied bevestig. President Cyril Ramaphosa het donderdag aand in sy staatsrede BKS tot 'n nasionale ramp verklaar. Die eerste geval van Backing Close in die Noord-Kaap is Woensdag aangemeld. Geval het ook reeds in die Wes-Kaap, Vrystaat, Oos-Kaap, Noordwes, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal voorgekom. Slegs een plaas in Mosselbaai, se munisipale gebied is amptelik in 'n kwarantyne geplaas. Dit is nog onbekend hoeveel Backing Close die Mosselbaai gebied ingekom het. Boere strooi nou onder meer kalk wat as ontsmettingmiddel teen BKS dien. Streng beperkings op die beweging van vee binne 'n radius van 10 km van die plaas waar deur die BKS geraak word, bly ook van krag. Na verneem word is kontrolepunte en sanitasiepunte ook tot sover as Riversdal opgestel in hierdie gebied. Intussen het die Wes-Kaapse regering ook Ramaphosa se aankondiging oor BKS in 'n verklaring verwelkom. Volgens Anton Bredel, Wes-Kaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, is die nasionale rampklassifikasie 'n noodsaaklike instrument om die Wes-Kaapse veesektor van R13,5 miljard en die duisende werkgeleenthede wat dit ondersteun te beskerm, het hy gesê. President Cyril Ramaphosa donderdag aand in sy staatsrede soveel klem op die ekonomie gelê en dat dit blyk dat dit werklik 'n prioriteit vir die regering begin raak. Daar was klem op misdaadbekamping, ekonomiese groei en infrastrukture. Dit is die soort goed wat ons nodig het in Suid-Afrika, maar die rede hoekom ons is waar ons is juis oor dieselfde regering se wanbestuur van die ekonomie. Die landwyse Backing Close uitbreking wat sommige boerderye op hulle knie gebring het en waterkrisis landwyd en veral in Johannesburg is 2 van die grootste krisisse wat tans woed. Ramaphosa se stelling oor Eskom se ontbondeling en die skep van 'n onafhanklike transmissie-operateur in teenstelling met wat sy elektrisiteitsminister Godsiyenso Ramokgopa wou hê, is net so belangrik, het hy gesê. Die ander aankondiging wat 'n welkome stap is die regering se plan om 'n nuwe maatskappy op die been te bring
om sy eiendomsportefeulje van sowat 155 miljard rand te kan bestuur. Die maatskappy sal in beheer wees van 88.000 geboue en 5 miljoen hektaar se grond. Ramaphosa het gesê, swart ekonomiese bemagtiging word hersien om die raamwerk daarvan te versterk en dat te veel mense tans werkloos is. Die Protea vroue het Pakistanse vroue met 6 paaltjies op Willow Park in Benoni gewen. Die finale wedstryd word maandag ook in Benoni beslis. Laura Wolfhard het die lood gewen en besluit om Pakistan in te stuur om te gaan kolf. Pakistan is tot 109 in sy 14 bilbeerte beperk. Masabata Klaas het 2 vir 14 en Ayabonga Khaka het 3 vir 10 het die groot verwoesting met die bal gesaai, met Pakistan wat nooit aan die gang kon kom met die kolf nie. Veral nie nadat Kyle Reineke 1 vir 16 van die gevaarlike Pakistanse kaptein Fatima Sana vir 9 ontslag geraak het nie. Die Protea vroue het 'n haastige begin in hulle kolfbeurt gehad met Tasman Brits op 29 lopies van 25 balle en Sunay Loos 13 van 14 balle wat gedreig het om die wedstryd vroeg tot 'n einde te bring. Baie geluk aan die dame Protea span. Blessing Mazurabane het Vrydag met 'n loopbaanbeste van 4 vir 17 vir Zimbabwe vorendag gekom om Australië met 23 lopies in sy T20 Wêreldbeker groepwedstryd in Colombo te wen. Australië is toe vir 'n skamele 146 lopies uitgebou. Zimbabwe is na die dese steeds onoorwonne in die T20 Wêreldbeker. Die Aussies moes nog teen Sri Lanka en Oman speel en Zimbabwe teen Sri Lanka en ook teen Ierland. Dit was Zimbabwe se tweede agtereenvolgende T20 Wêreldbeker sege oor die Aussies, nadat hy Ricky Ponting sy sterrebeleiderspan in 2007 met 5 paaltjies in Kaapstad gewen het. Australië sonder Mitchell Naas, sy kaptein, was op 29 vir 4 in die 5de bilbeurt reeds diep in die knyp gewees. Mazurabane is goed bygestaan deur die naadbouler Brad Evans, wat met 3 vir 23 uitgeblink het. Die wenspan se veldwerk verdien ook 'n vermelding. Amerika het met 93 lopies gewen, wat sy eerste sege tot nou toe nog oor Nederland is. Die wenspanne danksy Sateja Makomala 79 lopies van 51 balle aangeteken, 'n stewige 196 vir 6 opgestapel, waarna Nederland met Singh op sy stukke vir net 103 lopies in 15,5 beurte uitgehaal is. Nederland is met reëlmaat paaltjies in die eerste 10 beurte van sy kolfkans verloor en was met die halfpadmerk op 75 vir 6 reeds aan die steier gewees. Shatley van Skalkwyk, 3 vir 21, die voormalige Knights bowler van Amerika, is met 11 paaltjies steeds die voorste bowler in hierdie toernooi. Die bybreker Mohamed Monsin, 2 vir 19, het met 2 paaltjies geëindig. Die Verenigde Arabiese Emirate, die VAE, het Kanada Vrydag met Junad Seniki se 5-tal in paaltjies gevolg deur 50-talle deur Arrange Sharma en Joaib Khan met 5 paaltjies in Delhi gewen. Suid-Afrika se Lloyd Harris het Vrydag goed teruggeveg om die halfeindronde van die Challenger toernooi in Tenerife te behaal. Hy het Paul Martin Tiffen, een van die 4 Spanjaarde, in die kwart eindronde met 6-7, 6-4 en 6-4 gewen. Die 6de gekeerde Harris het in die eerste stel van 'n agterstand van 2 tot 5 teruggeveg om dit uiteindelik 5-11 te maak. Harris het die Spanjaard se eerste afstandpot gewen, Tiffen het dit toe 2-11 gemaak voordat Harris weer die voortou geneem het, naamlik 4-2. Harris het 12 kushoue in die wedstryd gemoker en 5 dubbelfoute begaan. Die 28-jarige Harris kom in die halfeindronde teen Luka Mekru, Kroatië se derde gekeerde, of Pablo Lamas Roos van Spanje te staan. Die Suid-Afrikaanse Ope het 37 jaar laas Amerikaanse kampioen opgelewer toe Fred Wadsworth sy landgenoot Tom Lehman in 1989 om Glendower met 'n hou gewen het. Vir Reed wat onlangs aangekondig het, hy verlaat die LIV-reeks om weer by die PGA-reeks te kwalifiseer, is meer as net roem en 'n wencheck op die spel. Die plaaslike nasionale kampioen word outomaties na vanjaar se meestertoernooi by Augusta uitgenooi, terwyl die top 3 vir die 154ste Britse Ope op Pearl Birkdale gekwalifiseer het. Reed is tans 17 op die wêreldranglys, nadat hy afgelope 3 weke die Dubai Desert Classic en die Qatar meestertoernooi in die DP World Reeks gewen het. Stellenbosch Golf Club was nog net een keer van tevore in 1999 die gasheer van die nasionale Ope, toe David Frost die laaste van sy 2 SA Ope titels daar gewen het. Dis die eerste keer in Reed se loopbaan dat hy in Suid-Afrika kon speel. Die punteleer in die T20 lyk so. In die A-groep is Indië in die eerste plek met 4 punte, in die tweede plek is Pakistan met 4 punte, die VSA is in die derde plek op 2 punte, Nederland lê 4de met 2 punte, asook Namibië in die 5de plek met 0 punte. In die B-afdeling is Sri Lanka in die eerste plek met 4 punte, Zimbabwe is tweede met 4 punte, Australië is in die derde plek op 2 punte, in die 4de plek is Ierland met 2 punte,
In die 5de plek is Oman met 0 punte. In die C-groep is Wes-Indië in die eerste plek met 4 punte. In die tweede plek is Engeland, ook met 4 punte. In die derde plek is Skotland op 2 punte. In die vierde plek is dit Italië met 2 punte. In die 5de plek is dit Nepal met 0 punte. In die D-groep is Suid-Afrika in die eerste plek met 6 punte. Nieu-Seeland is in die tweede plek met 4 punte. Die VAE is in die derde plek met 2 punte, gevolg in die vierde plek deur Afghanistan op 0 en in die 5de plek is Kanada met 0 punte. In 'n 6-nasie wedstryd wat Saterdag plaasgevind het, het Skotland teen Engeland gespeel en Skotland het gewen met 31 punte teenoor Engeland se 20 punte. Die punteleer in die 6-nasie reeks lyk as volg: Skotland is in die eerste plek met 6 punte, gevolg in die tweede plek deur Engeland op 5 punte. Frankryk is in die derde plek met 5 punte. Italië is in die vierde plek op 5 punte. Ierland is in die 5de plek met 4 punte. In die 6de plek is Wales met 0 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1924, Polokwane 1320, Lephalale 1724, Mbombela 1421, Mahikeng 1724, Pretoria 1524, Johannesburg 1324, Ermelo 915, Galagadi 2036, Gaborone 1822, Richards Bay 1624, Pietermaritzburg 1220, Durban 1624, Port St. John's 1422, Pongola 1724, Maputo 2127, Bethlehem 1024, Bloemfontein 1329, Alawal Noord 1028, Welkom 1430, Vryburg 1729, Kimberley 1532, Appington 1837, Prieska 1433, Springbok 1835, Karasburg 1934, Keetmanshoop 2235, Mariental 2135, Alexanderbaai 1339, Brandvlei 1533, Loederitsbaai 1626, Vredendal 1828, Kaapstad 1531, Sutherland 1726, George 1225, Jeffreys Bay 1424, Geberra 1323, Grafreinet 824, Kapo Gallas 1723, De Aar 929, Multino 523, Beaufort Wes 1127 en laastens Oos-London 13 en 21 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R15.97 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.29. Die euro verhandel teen R18.95. Die pond kos R21.79. 'n yen kos 10 sent. Platinum se prys per fyn ons is $2066. Palladium per fyn ons is $1693. Silwer per fyn ons is $77. Goud per fyn ons is $5028. Brent ruolie per vat is $67.52. Gedagte vir die dag: nie elke dag is goed nie, maar daar is iets goed in elke dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Sondag word vir almal toegewens.